Dis uitdagende tye waar ons nou leef. Die corona het alles omgegooi. En skielik moet ou vra, maar wat is die belangrike goed wat nou moet gebeur? Vanuit ons netwerk met 'n klomp mense wat op straat probeer oorleef, met mense wat in die townships en informal settlements probeer oorleef, was dit dalk vir ons nou makliker om oor te skuif en te sê, maar die nood is nou nommer 1 kos. En ons kan nie vir mense verantwoordelikheid vat nie. So daarom, die kospakkies wat ons versprei is kleinerige kospakkies. Want ons wil nie van die arm persoon sê maar, jy moet nou net bakkan staan vir ons nie. En ons wil nie vir die pastors en die klein gemeentetjies saam met wie ons werk sê, maar jy weet, ons sal alles doen, julle kan hom maar net ontvang. So die uitdaging is om die netwerke wat daar al reeds is, om dit te gebruik, wat jy weet jy kan vertrou, en te sê, maar hoe kan ons vir julle ondersteun nie, vir julle kos gee nie, maar vir julle ondersteun. Dan is daar nog steeds baie mense op straat, van die mense wat van die townships af deurkom. So elke middag het ons nog ons opkommers en die getalle groei. En gelukkig is wonderlike mense in Bloemfontein wat regtig wil help. Die slomp mense wat vir ons sop maak en wat vir ons toebroodjies smeer en wat vir ons groentes bring. En dit gaan ook nie eens oor die NG Kerk nie, dit gaan oor mense van geloof, watter denominasie nou ook al, om te sê, maar hey, die Here leef en ons stap nou vorentoe. Dit is uitdagend, dit is spanningsvol, maar so kosbaar om vir mense te kan sê, maar jy is nie alleen nie, ons is saam. Tydens die Grendeltydperk het my normale werk feitelik tot stilstand gekom en daarom het ek besluit om betrokke te raak by die liefdadigheidsorganisasie Towers of Hope. Daagliks stroom daar redelike groot hoeveelhede kos, veral maar ook klere, na Towers. En veral die kos word dieselfde dag nog versend na shelters, na behoeftige individue en gesinne, aftreeoorde en ook ander NGO's. Christene van oor die hele Bloemfontein maak ook elke dag sop en brood, wat dan in die middag om 3 uur by Towers se sopkombuis aan hongermense verskaf word. Daagliks word daar omtrent tussen 80 en 100 mense gevoed. Vir baie van hulle is dit die enigste maaltyd van die dag. Vir my is die hoogtepunt om te sien hoe Dominee De La Harp hierdie behoeftige mense as gelykes behandel, vir hulle 'n boodskap van hoop bring, vir hulle bid, en dan nie vir hulle sop en brood uitdeel nie, maar hulle bedien met sop en brood. Lord Jesus Christ, thank you for your grace. Thank you, Lord, that you never leave us. Thank you, Lord, that you continue to remind us of your love and your presence. Thank you, Lord, for the food that we can eat. Bless this to our bodies. Thank you for those that have given this food. And please, Lord, keep us safe. In Jesus' name, Amen. Het is al lankal tyd dat Christene van alle denominasies in Bloemfontein saamwerk om 'n groot verskil te maak. Ons wil vir mense herinner dat in hierdie moeilike tyd het God nie van hulle vergeet.